Een van die moeilikste dinge in die lewe is om eerlik met jouself te wees. Ons sien maklik ander mense se foute raak. Ons sien hulle tekortkominge maklik raak, maar ons eie harte, daarvoor is ons gereeld blind. Ons wel soms blind. Ons sien nie maklik ons eie foute raak nie. Net miskien is dit juist waarom die Here vir ons hierdie woorde gee wanneer Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 28, hy sê, maar elkeen moet eers homself ondersoek voordat hy van die brood eet en uit die beker drink. Jy sien, geliefde, Paulus is hier besig om te praat oor die gebruik van die nagmaal, en ek dink baie gelowiges, ons lees hierdie gedeelte, hierdie vers met 'n bietjie vrees, asof gelowiges wonder en sê, is ek goed genoeg? Het ek hierdie week genoeg reg geleef voor ek mag nagmaal gebruik? Moet ek liewer vandag nie die nagmaal gebruik nie? Ek weet nie of ek kwalifiseer nie. Maar let mooi op, Paulus sê nie, word eers waardig. Hy sê nie, ons moet eers op 'n plek kom waar ons perfek is nie. Hy sê, ondersoek jouself. Nou daar is 'n groot verskil, daar is 'n enorme verskil. God vra nie dat ons moet volmaak by sy tafel kom aansit nie, dat ons eers iets moet wees voor ons daar mag sit nie. Hy vra wel dat ons eerlik sal aankom. Uiteindelik is dit wat die evangelie nog altyd van ons vra, nie om voor te gee nie, nie om weg te steek nie, nie om beter te lyk as wat ons eintlik is nie. Nee, wat die evangelie van ons vra is om na Jesus te kom met oop hande en 'n oop hart. Want wanneer ons harte ondersoek, ontdek ons nie net ons eie sonde nie, nee, ons ontdek ook weer hoe groot God se genade oor ons lewens is. Ons besef weer hoe afhanklik ons eintlik van hom af is. Dat ons besef, ons kan nie hierdie ding op ons eie doen nie. Die evangelie het ons nie net kom verlos van onsself nie, maar het ons moontlik gemaak om weer naby aan die Vader te leef as gevolg van wat Christus vir ons kom doen het. Die nagmaal, die evangelie, al die dinge kom wys vir my en vir jou dat ons werklik 'n verlosser nodig het. Dalk is selfondersoek nie God se manier om ons van sy tafel af weg te hou nie. Dalk is dit eerder sy liefdevolle uitnodiging om niks tussen ons en hom te laat staan nie. Geliefde, wanneer ons ons sonde bely, wanneer ons vergewe, wanneer ons harte oopmaak, dan ontdek ons weer vreugde, die vreugde van sy genade. Onthou hierdie, God vra nie dat jy volmaak na sy tafel toe moet kom nie. Nee, hy nooi jou om eerlik te kom. Jy sien, selfondersoek is nie bedoel om jou van Jesus af weg te hou nie, maar eerder om jou nader aan hom te bring. As daar 'n vraag is waarmee ek jou kan los vandag, sal dit dalk iets soos die wees. Is daar dalk enigiets, en ek wil jy moet dink hieroor, is daar dalk enigiets wat jy vandag eerlik voor die Here moet neerlê voordat jy weer by sy tafel kom aansit? Mag die Here jou vandag die vrymoedigheid gee om met 'n oop hart en met 'n skoon gewete na hom toe te kom. Môre gaan ons verder met hierdie week se oordeenkings, en môre gaan ons ontdek waarom die nagmaal ons nie net aan Jesus verbind nie net aan Jesus nie, maar ook aan mekaar. En ek hoop jy sal môre inskakel om verder te leer, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens. Dankie dat ons, al is ons soms blind vir ons eie foute, ons eie tekortkominge, is my gebed vandag, Here, dat ons die woorde van Paulus na harte sal vat, dat ons werklik selfondersoek sal doen, elke keer wanneer ons na die nagmaaltafel toe kom. Vader, die nagmaaltafel is hierdie geleentheid waar ons kom stil staan en ons raak bewus van wat aangaan in ons lewens. Here, waar is daar leemtes, waar is daar dinge wat eintlik verhinder dat ons hierdie mooi oop verhouding het met mekaar. Here, u staan nooit weg van ons af nie, maar soms, Here, laat ons toe dat die bedrog van ons eie harte, die dinge wat ons wegsteek en wat ons nie wil erken nie en wat ons wil ontken, Here, daai dinge kom verhinder 'n oop verhouding met u. Daarom vra ek, Here, dat wanneer ons weer die nagmaal gebruik, dat ons sal besef dit is 'n kosbare uitnodiging om ons harte oop te vlek voor u en seker te maak dat daar geen dinge is wat tussen ons en u staan nie. Daarom bid ek dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus, dat ons sal wandel in hierdie genade van verlossing, vergifnis, vryspraak, maar ook 'n oop en eerlikheid voor u. Bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Tot ziens.